Naamlik begin deur om alles op sy kop te gooi. Ek gaan die hele wêreld backwards shift. En 'n ander rigting in shift, sodat jy anders so kyk ook oor die lewe. Jy laat my paar kon agter begin en dan kan gaan met die ding. Uit agterste voor. Ons almal van julle het al gehoor. Ek glo almal van julle het al gehoor van agterste voor. Hoe werk agterste voor? Wie van julle weet hoe werk agterste voor? Iemand iets sê. Dit raak. Hoe werk agterste voor? Wil iemand iets sê daaroor? Iemand ek wil dit alles as jy dit doen. Dan julle nog. Is daar enige een van julle kom ek hoor met jou opinies? Is agterste voor 'n goeie of 'n slegte ding? Kom ons sê goed, sê kan nou. Sleg. En wie is soveel mense aan die opinie net? Kom maar mense, laat ons gaan. Wie sê agterste voor is goed? Sê kan nou. Nice, wie sê agterste voor is sleg? Sê kan nou. Okay. Great. Dan dan seker af en wat sê jy waar met jy is. Kom almal weer, staan gaan by op. Staan op. Right, raai my eentjie by die linkerkant, die koksgewys. En dan draai jy weer die regterkant, aan die koksgewys. Ek dink dit is so iets. So, people. Heb jy dit gesien? Wie van julle vanaand hierso glo? Regtig oor in sy hart. Dat daar gaan 'n change kom vir my. Goeiemôre. Wil julle vanaand hê iets moet in jou lewe verander? Sê my ja of nee, dan antwoord dan. Wil julle hê vanaand iets in jou lewe verander? Ek wil hê dan moet vanaand iets in jou lewe verander. Ek is seker daarvan. Dat vanaand dit van julle mense se lewens 'n change kom. Absolutely seker. As jy vanaand jou hart oopmaak, kan dit gebeur. Ek wil hê moet dit oor toe maak met my en bid as ons vra as die Here elke woord sal seën vanaand hier in plaas. Here, ek bid vanaand die seënheid en almal hier voor my. Here, dit is amazing almal om te sien. Dis amazing om te sien dat hier soveel oor is wat sal luister. Here, vanaand neem my oor, Here, dat ek gespreekbuis word vir jou Gees, dat U deur my sal praat, dat U woorde vanaand in my mond geles word. Dat dit nie ek sê as ek praat vanaand nie, maar dat ek agter toe sal staan. En dat Heilige Gees na vore toe sal kom om met hierdie jong mense vanaand te praat en met almal wat hier so sit, nie net die jong mense, ons almal. Here, dat U vanaand iets in ons harte sal verander. Here, ek vra dat U sal change maak in ons almal se lewens. U is die groot koning van die heelal en ek sweer U vanaand kom werk in ons lewens. Amen. Right. Agter se voorskrede. Ek het die uitkom, ek is vanaand vir Jesus. Ek is reg. Ek is reg vanaand vir julle. So. Ek wil weer iets vertel. O, weet julle wat? Daar is knips. Julle het die hele okay, ek het vergeet daar nog knips is. Right. Ons is almal gewoond aan growing up. Jy het al 'n liedjie gehoor van growing up slowly, growing up. Ek ook ek probeer dit opmaak. Wel, as jy 'n liedjie maar net is van daai wat daai slegte goed wat jy kan drink. Wat is dit man? Dit is so snaaks en naam. Ek sal dit lank nie onthou as ek dit vertel. Maar ja, wat sou ek sê, wat jy groot word. Soos almal, hoe word 'n mens groot? Jy begin daar, wat jy gaan en dan begin jy daar, dan gaan jy hoekom? En dan gaan jy daar, dan gaan jy skop en sê jammer juffrou. Dan gaan jy daar en sê yes, met 'n graad. As jy daar en sê pretty much, né? So, maar ons is gewoond daaraan dat ons so groot word. Ons begin 'n reis deur die lewe as babatjies in die wêreld gebore word en stelselmatig word ons groot mense. Is ek reg of is ek verkeerd? Come on people, is ek reg of is ek verkeerd? Yes, nou is jy aan die gang man. Check gou hierso. Dis pretty much what that.
en dit doen nou so op 'n timelapse gesit. So jy word groot. So, wat is die woord wat daar so belangrik is? Is die woord word. Jy word groot. Jy is op pad iewers heen, jy word iets. Right. Nou, ek dink dit is my volgende staat waar 'n ander woord is. Jy nog. Daar's 'n woord wat vanaand weer in ons hier wat saam met my sê. Sy naam is volbring. Sê gous op my volbring. Okay. In Grieks is die woord tetelestai. Right? Nou, die woord volbring beteken in effek die plan is perfek, dit is voltooi, dis klaar. En dis reg. Dis hoe dit moet wees. As Jesus op die kruis hang en hy sê dit is volbring, dan beteken dit wat Jesus moes doen is gedoen. Tetelestai. Dit is voltooi, dis klaar, dis perfek. Dis wat die woord volbring beteken. Dus ek sê, dat as 'n mens daar kom, of daar is in die lewe, dan word jy volbring. Jy groei op. Stem jy saam met jy word beskou 'n groot mens wat kom by. Stem jy saam met my? Jo, die laas is nou weg. Okay. Wat jy word groot. Is ek reg? Jy word volbring. Stem jy saam met daai stelling? Wie stem saam met daai stelling? Steek jy dan op, ek sien. So raai, kyk hierdie kat is mooi. Maar ja, ons het baie keer die persepsie van die woorde wat sê, eendag as ek groot is, wie vind julle dit al nodig? Eendag as ek groot is, wil ek dit. Eendag as ek groot is, wil ek dit. Eendag as ek groot is. Yes. Nou, eendag as jy groot is, daar 'n paar planne vir jou in die lewe, is ek reg? Goed dat jy dit doen. Jy al my drome en aspirasies en talente, dit wat die Here vir jou beplan het en bepaal het, is ek reg, né? En 'n mens werk so toe in die lewe. Jy werk net daai drome toe wat die Here vir jou, maar die Here het daai genoeg eintlik gesien en ons gaan daaroor praat. Maar ons mens, dit is waar om te sê, jy word volbring in 'n manier. Maar nou, wil ek bietjie dinge te mekaar gooi. Ek was 3 jaar oud toe hierdie foto geneem het. My ma het gesê ek neem my vinger in die plant druk. Ja, ek wil kyk of sy reg is. Nie dat jy sê nou hierdie eksperimente daar alles uitgeval. Dis 'n les. Glo jy my? Ja. Mooi. Okay. So kom ons gooi gou net weer 'n bietjie deur mekaar. Okay, sê reg. Ground down. Sê gou saam met ground down. Yes, ground down. Maak dit vir 'n sin in jou kop. As jy dit in Engels op iets gaan skryf en jy vir jou moet ek vir sê, "Bra, ek weet hoe jy vandag." Maar eers jy moet 70 af word jy mos kort, dan kry jy daar. Net so. Maar is dit so? Hoe jy doen? Word my korter as jy ouer is. Ja. Hy sê nee. So, ground down. Dit maak mos nie regtig eintlik sin, né? So, as ek 'n vision vir julle kan wys, gaan dit so lyk.
So, imagine nou, wat het beteken as ek sê, jy is volbring. Om te sê dat al daai staf reeds eintlik daar is, as jy daar is. En nou het jy in julle wil mekaar. Nou het ek julle allemaal by jou. Word en is. Jy word volbring en jy is volbring. Jy word vir die Here vir die intended om te wees, of jy is vir die Here jou intended om te wees. Dis powerful. Let's get all scientific. Alright. Hierdie is Nas for Dummies 101. Gaan we weer dra. Het julle reg gedoen? Wie van julle is goed in Nas? Okay, as ek 'n fout maak, bly net stil. Moet ek sê. Maar ek is redelik okay. Potensiële energie in reverse engineering. Ek dink nie engineering verkeerd is nie. Maar okay. Nee, dan. En weer 'n gedagte is nie eens. Okay. So die potensiële energie in reverse engineering. Wat as ek vir julle sê, julle is dit, daai, hoor. Sê julle my glo? Ek neem dit as nie. Okay, wat beteken dit? Potensiële energie. Daai is 'n karretjie. Hy is van hout gemaak. Hy het wiele wat kan ry en hy het 'n gewig. Hy het potensiële energie. As ek hom kan stoot en dan gaan my afry. Wat gaan met daai karretjie gebeur? Hy gaan maar doen. Hy gaan aanhou beweeg en hy gaan spoed optel. Het hy dan 'n engine? Nee. Maar het hy die potensieel om spoed te kan optel? Wie sê ja? Let me get a ja. Okay. So, om dit nog meer te verduidelik wat potensiële energie is, hierso. Dis baie. As ek daai boks gaan stamp en hy val van die tafel af, het hy dan energie? As hy op die tafel staan en niks doen nie? Wie sê nee? Hy het nog steeds van die potensiële energie, nee. Daai boks het die potensiaal wat sy kan doen. Dit is soos 'n bom. 'n Bom het die potensiaal om crazy havoc te wreak oor alles. Dis okay. Maar dan kan dit nie probleem. Om crazy havoc te create oor 'n plek. Hy het die potensiaal om 'n hele gebou bymekaar te laat stort, né? Maar as daai bom in die einde lê, wat gebeur met hom? Wat doen hy? Hy doen niks, né? Maar wat doen hy? Hy het die kan ek weer, hy het die wat? Om iets te kan doen. Okay, so dit wat hy kan doen is binne in hom reeds. Het jy die potensiële energie? Het jy dit? Okay, reverse engineering. Reverse engineering is wat jy staf uit mekaar uithaal om te sien hoe dit werk. Right? So kom ek sê, jy vat 'n rekenaar, jy vat 'n rekenaar. Jy het die rekenaar klaar reg. En jy wil sien hoe werk die rekenaar wat werk. Wat doen jy? Jy haal hom stelselmatig stuk vir stuk uit mekaar. Dis reg, nee. En dan sit jy op jou mekaar. Jy het nou agterkom hoe jy werk, dan sit jy op jou mekaar. Dan werk. Dis reg. So waarmee begin jy dan op jou einde van die dag as jy klaar mekaar het gaan? Jy begin met 'n klomp parte. Maar dit wat jy gaan word, weet jy klaar. Dis reg. Wie sê dit sou by? Alright. En daar is vir julle 'n stap. Wat as ek vir julle sê, ons is reverse engineer. Sal julle my glo? Al ek dit vir julle sê. As ek vir julle sê dat die eindproduk reeds bepaal en beplan is by God, dat hy wil ons bereik. Maar dat ons moet eers gebore word as 'n babietjie en dan groot word in die
geskep. Wat jy gedoen het vervul my met wondering. Dit weet ek was seker geen been van my was vir u verborg, dat jy gevorm is waar niemand dit kon sien. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, dat ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Ok? Psalm 139, het 'n paar keer waar sy mekaar gepreek, maar ek het 'n bietjie in hierdie keer. Sien gou hierso. Wat sê dit vir ons? Dit sê ons is awesome geskep. Wie het ons geskep? God. Ons is geskep deur God. Dit sê vir ons is aan mekaar geweef in ons ma se maag. Deur wie? Kan jy weet deur wie? Sy dankie julle is wakker. Maar God weet wat hy vir ons lewe beplan. Hy het al die finished product gesien. Hy het al gesien nog voor hy gebore was. Luister nou mooi. Maar God het dat hy vir ons lewe beplan. Hy het al die finished product gesien. Hy het jou al gesien nog voordat jy gebore was. Ok, ons gaan vertrek. Jy het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskryf nog voordat ek gebore is. Daar staan dit uit in die Psalms dat God het jou al gesien voor jy gebore is. En as ons dan teruggaan na die reverse engineering toe, maak dit dan sin. As God wou gehad het in sy groot plan dat ek moet kan 'n musiekinstrument speel, sou hy ons geskep het met daai gawe binne in my. En my missie in die lewe is om die gawe te ontdek. My lewe gaan 'n pad met my stap, want ek gaan nie verby die gawe leef nie. Party mense ontdek gawes en talente eers as hulle 50 jaar oud is, dan kry hulle dan ontdek hulle iets hulle gawes en dan gebruik hulle dit vir hulle. Die Here skep ons met klomp gawes en talente en dinge om in sy koninkryk vir hom te kan gebruik, om hom te verheerlik. Dis klaar ons ingeskep. Ons het die potensiaal om 'n klomp dinge klaar te kan doen. Dis binne in ons klaar ingeskep. Gereverse engineer, dis daar. God het klaar geweet wat hy vir jou beplan. God het klaar geweet wat hy vir jou lewe wil hê. En toe skep hy jou met dit in jou lewe. Hoe kry is dit? Hoe meisie is dit? Daarom kan ons sê ons is volbring. Ons is volbring, want die Here was klaar aan die einde daar. Hy het klaar geweet wat hy vir ons bepaal, wat vir ons beplan. Hy het ons geskep met daai gawes en talente. Hy het ons geskep met daai inklinasie in ons lewens. En al wat ons nou moet doen, is ons moet lewe. En ons moet vra vir die Here om vir ons te wys wat hy vir ons beplan het. En dan, die deur wat oop gaan nie miskyk nie. Want jy sien op die einde van die dag het ons nog steeds vrye wil. God het 'n plan vir ons. Hy het goed en hy het ons beplan. Hy wil hê ons moet volbring wees. Ons moet in 'n verhouding met hom staan. Anders is ons nie volbring. Ons moet in 'n verhouding met die Here staan, anders is daar 'n groot gedeelte wat nie gebeur nie. Maar so, wanneer ons in 'n verhouding met die Here staan, dan kan ons nog steeds loop waar hy wil moet gaan. Dan gaan ons sien wat die Here vir ons beplan en ons gaan in 'n verhouding met hom tree. Maar as ons kies om way out te gaan, een van die ander kant toe en nie 'n verhouding met die Here te staan nie. As ons kies om weg te kyk vir die deur wat die Here vir ons oopmaak. As ons kies om opsetlike ander rigtings te gaan, dan gaan ons nie kan bereik wat die Here vir ons wil bereik. En op 'n of ander manier gaan die Here jou altyd terugbring na dit toe wat hy vir jou bestem het. In my lewe was dit so. Ek het groot geword in 'n pastorie, my pa was 'n dominee. En dus vir my lekker. Ek het gelaag in die kerk en ek het al die kerkfunksies bygehou, die tannies van die vrouediens maak die lekkerste kos. Beboot teenreis laat jy vir lewe tuis te maak. Never. Ek sê vir julle altyd, ek het die klok gelou op 'n Sondagoggend en alles. En toe iemand so, ek het hierdie passie gehad vir die kerk. En ek het gelaag. En toe, eventueel was dit, toe begin ek ander idees te kry van wat ek wil doen in die lewe. En ek probeer in daai rigtings in te gaan. En ek het een dag, met my boetie, my pa en 'n vriend van my, wat amper soos 'n broer is vir my, in ons sitkamer gesit met my. Hy het sy gemeente op my pa gedoen, ek het al ingestap. En hy het sit en beplan.
Kyk dus, hulle het gesit en werk uitdruk vir die jaar. Ek het hulle gehoor praat en ek was soos, dis my lewe. Boem, ek moet dit doen. Ek doen dit op. Net so, jy weet dit. Dis met passie. So die Here vir my gesê wat ek doen. Dis met talente wat die Here vir my gegee het. Toe gaan word ek geswan, ek het alles uit elkaar gespat het. Toe besluit ek gaan nie so 'n bietjie in die sekulêre wêreld, ek gaan tafel koop, ek gaan koop supplements. En ek doen personal training en al sulke dinge. En wat gebeur toe? Een aand is ek by die huis. Dit is 11:15 of 11:30, ek is nie seker nie. En rustig aan, spandeer ek onder die sterre. Ek is mal te kyk na die sterre, ek sit en kyk van die sterre. Rustigheid is vanself. Daar is nie 'n wolk in die lug nie. 'n Groot wind blaas deur die huis. Alles op die kaste val af. Het goed gaan, op byskasse staan wat mooi lyk, mooi was. Alles wat nie goed. En 'n groot flits. Wow! Waar is dit? Groot flits. En die volgende woord is vir my kop in. Ek het jou geroep. En net daar besef ek is nie besig met wat die Here vir my beplan het nie. Ek is nie besig om nou te gaan met dit wat die Here vir my lewe, vir my beplan het nie. Ek kom nie van tweede dit doen. Ek wil sê, ag Here, man die dinge lyk nou mooi hierso. Weet ek is op pad, iewers heen en ek gaan aangaan met wat ek nou doen. Of ek kom sê, Here, ek luister. En ek het geluister, ek het my pa gebel en sê, luister, ek nou, sê, dis die dinge begin reg kry. Was nie lang daarvan af nie. Kom er nou net by en sê vir my pa, asseblief kom nie oor by my. Die Here het my teruggeroep op die plek toe waar hy wil hê ek moes wees. My lewe is 'n testament vir julle dat die Here jou nie uitlos as hy dinge vir jou beplan het en vir jou bepaal het nie. Want hy het reeds die einde vir jou lewe gesien. Jy het nog steeds die vryheid om te kies. Wil jy daar rigting in gaan? Maar die Here gaan nie uitlos in die wêreld. Hy gaan jou sê kom nie. Jy gaan nog dink jy gaan maar sê kom. Om al die verdele het altyd gesê, die geloof is soos 'n bikerit. God ry die bike. Jy sit agterop. En as hy voel die ander gaan 'n bietjie los, dan maak hy die front 'n bietjie neer en ry hy bietjie stywer vas, né? En nou is so 'n mooi beeld vir al om te sê, miskien baie keer gaan jy bietjie iewers anders heen, dan gaan jy weer terugtrek op wat hy vir jou beplan het. Maar hier is die ding, julle. God het 'n droom vir jou. En hy het jou klaar geskep met daai talente, met daai gawes in jou om hom te dien. Op die manier wat hy wil hê jy moet doen. Hy het jou klaar gesien gitaar speel, hy het jou klaar gesien brûe bou, hy het jou klaar gesien 'n juffrou wees of 'n verpleegster of 'n dokter wees. Hy het jou klaar gesien en gedoen. En hy het gesê, ek moet hierdie goed in, hierdie mense in plant. Toe die gawe om 'n stabiele hand te doen is. Jy gaan wonder hoe kom ons so verskillende talente. Ons het verskillende talente omdat die Here ons verskillend geskep het. En omdat ek 'n ander talent het as wat jy het, beteken dit nie jy is beter as ek of ek is beter as jy nie. Dit beteken die Here het totaal ander planne vir ons. Awesome planne, Here. Great planne. God het ons perfek geskep na hoe hy wil hê ons moet wees. Dis powerful woorde ouens. Beteken jou identiteit lê in die feit dat die Here in jou geskep het, soos hy jou wou geskep het. Ons staan in 'n reis. En ons is op pad saam met die Here. Elke dag ontdek ons nuwe dinge van ons. Elke dag ontdek ons nuwe areas van ons lewe wat ons nooit geweet het staan nie. Ek byvoorbeeld het op hoërskool 'n bietjie rugby gespeel en jy weet toe kon ek nie aangaan met die rugby ding nie. Toe begin ek te oefen. Ek kwam agter my ek het 'n talent om swaar ry te doen. Toe gaan ek aan geters en toe nou 'n bietjie baie bowling, maar ek het 'n talent gehad om te preek en toe way back terwyl ek nog studeer. Kom ek gaan 'n ander gaan ook. Op 3 keer ontdek ek kan visvang. Jy
sy wêreld. En ek lewe konstant in sy plan. En waar ook al jy is, miskien is jy alreeds in die besigheidswêreld, miskien kyk jy al na aftrede of na daai goeie. Miskien is jy in die laerskool nog heeltemal. En jy moet bepaal wat jy moet leer. Miskien is julle almal hier so op pad en dan matriek toe, julle moet kyk wat julle swat gaan julle werk, gaan julle swat. Waar gaan julle swat is? En waar gaan julle werk? Wat se werk, wat se swat ons in julle doen? Of gaan jy hierdie jaar hierdie sport of daai sport? Al wat jy vir sê is, Here lei my waar jy moet heen gaan. En luister mooi en voel waar jy instoor die Here jou. Here gaan jou wys. En vir Here ook maak en vir ander Here toe maak. Moenie kwaad raak en Here toe gaan nie, maar wees vir die Here en Here op gaan. Loop waar die Here wil jy moet gaan. Dat hy vir die rigting wys. Want God het 'n droom vir elkeen van julle. Sy droom is eerstens om in 'n verhouding met jou te staan. En tweedens dat jy sal doen wat die Here in jou hart lê om te doen. Die gawes sal benut wat hy vir jou gee. En die gawes sal ontdek wat jy nog nie ontdek het nie. Want jy het klaar reeds die potensiaal in jou. So ek as jy weer toets, sê ek het die potensiaal om dit te kan doen. Nog 'n keer as jy jouself twyfel belang met die sportveld, sê ek kan dit doen. Die Here het my hierdie talente gegee om dit te kan doen. So jy is voorbereid. Verstaan jy nou wat ek weer sê? Te sê, agterste voor is 'n goeie. Wie sê nou so by? Kom so like, come on. Yes! Okay, kom ons bid saam.